Goeiemôre broers en susters. Ek julle nou maandag gevra julle nou vorentoe sit nou, julle het probeer, nee. Ek gee julle so 7 uit 10, hoor. Dis al baie beter. Julle sit ten minste nie elkeen in jou eie ry nie. Dis 'n baie goeie begin. Maar baie dankie dat julle hier is en dankie vir die Pinkster wat ons so saam met julle kon deel. Dis regtig, ek en Rian praat ook gister. Dis vir ons 'n vreeslike voorreg en 'n vreeslike lekker die twee gemeentes wat so saam kan wees. So baie dankie ook vir julle wat die oggend vir ons die moeite werd maak. Nou kom ons begin en dan word ons stil en ons bid. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg dat ons op hierdie oggend bymekaar kan wees. U teenwoordigheid kan opsoek en kan weet dat U hier is. En Here, dankie dat ons hierdie besonderse gebed saam kan bestudeer. En Here, dat ons U stem kan hoor in U eie woorde. Here, as ons die aanhalingstekens in hierdie gedeelte sien, dan weet ons wat tussen die aanhalingstekens staan, is die woorde van die Seun van die lewende God. En Here, dit maak ons opgewonde. Ek bid dan nou dat ons stil sal wees, ons harte sal oopmaak, en Here, dat ons sal luister na U Gees, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing liedboek 190. Kom ons sing dit lekker hartlik saam. Net, hoeveel het jy gekies? Jy het sy maak nou of ek gekies het, nee? Sy het hierdie liedjies gekies, nee? Watter versies wil jy sing? Is jy lus vir baie sing of vir min sing? 2. Hulle oortuig my nog nie van 3 nie, so kom ons gaan net vir 2. Grote God aan die Heer, heerlijke is waar die regeer, hemelse is die majesteit, heilig die gerechtigheid, die wat alles onderhou, die is ewig en getrouw. En genade groot en ryk, bou die Heer die koninkryk, voordat ek kon kies kon vra, het die Seun my vloek gedra. Ek kon vind het my gekry, voor ek nog my skuld bely. Dankie. Jy moet nou so lank dink hoeveel van die volgende een moet ons sing, hoor. Geliefdes, ons gaan vandag ons gedeelte afsluit, maar nog nie heeltemal nie. Sondag sluit ons eintlik hierdie gebed, hierdie gedagte af, wat sê, ek bid vir julle. Die wonderlike wete dat Jesus Christus bid vir ons, en ons gaan Sondag sien, op hoe fenominale manier is die Here in werklikheid besig om ook vir ons te bid. Nou vandag gaan ons dan na die laaste 6 versies kyk, vers 20 tot 26. En ek gaan dit vir julle voorlees. Julle gaan sien in hierdie gedeelte, die Here sluit af deur dan spesifiek vir een ding te bid. En dit is vir eenheid. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Nou broer en suster, dis nou ek en jy. Ons het deur die woorde van die apostels tot geloof gekom. Ek en jy is die gevolg van die arbeid van die apostels. En daarom praat die Here nou spesifiek met ons. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee,
sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle, en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefde net soos u, net soos dat hulle my lief het, net soos u my lief het. Vader, ek wil graag hê, dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Nou geliefdes, ons lees dan net tot sover. Nou ek wil sommer so vanoggend se erediens begin met 'n verhaaltjie van 'n dominee wat 'n kinderdiens gehou het oor hierdie spesifieke gedeelte, oor hierdie gedeelte van eenheid. En hy sit toe, hy is toe nou besig met sy kinderdiens, en voor hom sit 'n klein dogtertjie, 'n 3-jarige dogtertjie. En sy sit met sulke groot oor, luister nou na die storie. En op 'n stadium, toe sê die dominee vir hulle, ons moet almal een wees. En skielik begin sy verskriklik tuil. En hy sê, nou wat is dit my lief? Sy sê vir hom, dominee, ek wil nie een wees nie, ek wil 4 wees, nee. Nou, broer en suster, ek dink as ons mooi na onsself kyk, ons wil ook baie keer 4 wees, nee, maar op 'n ander manier. As daar een ding is wat die mensdom kenmerk, en nogal veral ons Afrikaners kenmerk, is dit verdeeldheid, onderlinge verdeeldheid. En dis vir ons moeilik om saam te werk, dinge saam te doen, en om een te wees. En nou is dit juis waarvoor die Here bid. En weet julle, ek dink nogal verdeeldheid is een van die belangrike strategieë wat die Satan gebruik in sy aanval teen gelowiges en teen die kerk. Die gesegde sê divide and conquer. En dit is wat die Satan wil doen. Weet julle, die Satan is baie keer soos 'n leeu wat een bokkie een kant wil kry, omdat hy 'n bokkie alleen makliker kan vang. En so wil die Satan ook die kerk verdeel, om ons te verdeel, om ons juis 'n makliker prooi te maak. Nou hierdie is die laaste gedeelte van die Here Jesus se gebed. En ons weet dat dis die van die laaste woorde wat die Here eintlik sê. Hy gaan nou Getsemane, daar gaan hy bid, ons ken daai hele verhaal, maar dis van sy laaste woorde. En daarom moet ons ook sê, is dit van sy belangrikste ding. Dit wat hy sy disippels die donker nag mee wil instuur, die onsekerheid mee wil instuur. Sy laaste gedagte, sy laaste wens, is 'n wens dat hulle een moet wees. En dis ook die gedagte waarmee die Here ons as kerk en jou en my as gelowiges die wêreld wil instuur. Die begeerte dat ons moet een wees. Weet jy, nou as ons gaan kyk na hierdie eenheid, dan moet ons mooi verstaan, daar is so ietsie niets wat ons moet, wat my nou opgeval het, as hy sê, ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof gekom het. Nou wie is die hulle? Hulle is die apostels, nee. Wat deur hulle woorde tot geloof gekom het. Ek bid dat hulle almal een sal wees. So hy sê, wat die eerste ding waarvoor Jesus bid, is dat daar 'n stuk eenheid sal wees tussen ons en die apostels. Tussen die boodskap wat by ons uitgekom het, deur middel van die apostels. Want dit wat jy en vandag, ek en jy vandag glo, is die gevolg
van dit wat die apostels verkondig het, wat uiteindelik in die skrif opgeneem is. En dis die eerste ding wat Jesus voorbid, is daar die eenheid tussen dit wat ons glo en dit wat die apostels verkondig het. En is dit nie ongelooflik as mens dink dat oor 2000 jaar die evangelie behoue gebly het? Ja, daar was geweldige aanvalle van alle kante af. Maar dat die evangelie van Jesus Christus inderwaarheid nog 'n eenheid is. Dieselfde evangelie wat Paulus en Petrus verkondig het. Maar nou bid hy ook dan vir 'n eenheid onder mekaar, dat gelowiges een moet wees, een met mekaar. En hoekom moet ons een wees, sê hy? Sodat ons een met die Vader kan wees, een met hom kan wees. En hoekom moet ons nog een wees? Sodat die wêreld kan weet dat Jesus werklik die gestuurde van die Vader is. En dan sluit hy nogal af met 'n mooi gedagte ook in die verband. En hy sê, sodat ons deel kan hê in sy heerlikheid. Hy sê eintlik twee goeders. Hy sê vir ons dat sy heerlikheid stel ons in staat om een te wees. Ek gaan dit nou vir julle lees. En dan sê hy ook dat sy heerlikheid stel ons in staat om te wees uiteindelik waar hy is. Waar is Jesus? Hy is op twee belangrike plekke. In die eerste plek is in die Vader. Hy is een met die Vader. En broer en suster, dis waar ek en jy ook wil wees. As kinders van God, in die Vader. So naby aan die Vader, dat ons in hom is. Dat ons elke oomblik van die dag sy teenwoordigheid kan ervaar en beleef. Maar waar is Jesus ook? Hy is in die hemel. En hy gun vir ons om dat ons kan wees waar hy is. En eenheid is deel van dit wat dit vir ons gaan moontlik maak om hierdie heerlikheid van die hemel te beleef, om te kan hemel toe gaan. Luister wat sê hy. Hy sê, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het. Wat is die begeerte van die Here? Dat ons saam met hom uiteindelik in die hemel gaan wees, dat sy kerk saam met hom in die hemel gaan wees, sy bruid saam met hom in die hemel gaan wees, en dat ons daar in verwondering Jesus gaan sien, in al sy heerlikheid. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Die naaste wat ons amper hier op aarde kom, is tydens nagmaal, wat ons aan 'n tafel sit saam met die Here Jesus, waar die Here Jesus maar op simboliese wyse in die vorm van brood en wyn teenwoordig is. Dis maar simbole. Maar wat is Jesus se droom? Dat ons saam met hom in die hemel gaan wees en hom in al sy heerlikheid kan sien. En weet jy, eenheid tussen gelowiges is een van die dinge wat dit vir ons moontlik maak. Omdat ons as gelowiges mekaar nodig het. Paulus sê in Galasiërs 6, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering in die wet van God. Weet julle, ons het mekaar nodig om mekaar se laste te dra. Ons het mekaar nodig om mekaar op die regte pad te hou, om mekaar om te sien, om mekaar te beskerm. En daarom is eenheid nodig. Nou vra ons, wat moet hierdie eenheid kenmerk? En ek wil ons kan dit anders ook vra. Wat is essensieel vir eenheid in die kerk? Want as die Here hier praat van eenheid, luister mooi, praat hy nie van eendersheid nie. Ons hoef nie skielik almal presies dieselfde te word nie. Almal presies dieselfde oor alles te dink en te voel. Ons hoef nie presies dieselfde smake te hê, dieselfde musieksmaak, dieselfde kunsmaak nie. Ons hoef nie almal van môre af almal vir die blou bulle te begin skree. Dis eenheid in verskeidenheid.
En Paulus gebruik die beeld van die liggaam, dat daar juis eenheid is deur verskeidenheid. So wat kenmerk hierdie eenheid? Weet jy, in die eerste plek is dit liefde. Hierdie eenheid moet gekenmerk word. Nie deur plig nie, nie deur dwang nie, nie deur vrees nie, want vrees kan nogal 'n klomp mense op mekaar by mekaar bring, nê? Nee. Eenheid deur liefde. Liefde in die eerste plek nie vir mekaar nie. Maar liefde vir Jesus. Eintlik is dit nog steeds nie reg nie. Liefde van Jesus. Waar begin eenheid? Dit begin daar waar ek besef dat Jesus vir my eerste lief gehad het. Daar waar ek oorweldig word deur Jesus se liefde vir my. Daar waar ek besef dat Jesus my lief gehad het, toe ek nog ongelowig was. Dat Jesus vir my lief is, ten spyte van al my foute, ten spyte van al my tekortkominge, ten spyte daarvan dat ek in vele opsigte na baie jare nog steeds nie presies soos hy is nie, is hy nog steeds lief vir my. Lief genoeg dat hy vir my gesterf het. En broers en susters, dis waar eenheid begin. 'n Besef van Jesus se liefde vir my. Eers as ek dit besef, kan ek vir mense om my lief wees met die liefde van Jesus. Die liefde wat my verander het. Die liefde wat my aangeraak het. Want weet jy, net die liefde van Jesus kan my van twee baie belangrike dinge verlos. Twee baie gevaarlike dinge verlos. Net die liefde van Jesus kan my verlos van myself, van my eie selfsug en my eie hoogmoed. Hoekom is daar verdeeldheid? Daar's verdeeldheid tussen mense, omdat ek belangrik is, my selfsug en my hoogmoed. Dit gaan oor my. Dinge moet gebeur soos ek dit wil hê. Mense moet inpas by my, nie ek by hulle nie. Mense moet my raak sien. En dan verhef ek dit wat ek van hou, dikwels nogal tot die norm. Is dit nie so nie? Dat ek sê, as ek van 'n ding so hou, dan moet dit nou maar so wees. Dan is dit die regte ding. Net Jesus kan ons verlos van onsself. Vers 26 sê, ek het u naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak, sodat hulle liefde wat u my bewys het, in hulle kan wees. Dis die liefde van Jesus. Maar luister nou wat sê Filippense, juis oor hierdie gedeelte. Juis oor hierdie twee goeders, wat die Here in ons, in jou lewe, in my lewe kan verander. Nee. Sodat daar eenheid kan wees. Hy sê, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart en een van strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die ander die een hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Hoor jy die liefde wat ons bevry tot eenheid? 'n Liefde wat jou bevry dat jy inpas, dat jy aanpas. En dit is nogal moeilik. Broer en suster, ek sien altyd as 'n body corporate, is altyd vir my 'n interessante ding. Daar by 'n strandhuis het ons 'n body corporate.
Ja, soos die woord, nee, nou, 'n body corporate is nogal amper soos 'n kerk in die kleine, nee. Daar is die wat wil hê, daar mag honde wees, nee. Daar mag honde daar wees. Maar dan sal daar nou een oom wees, jong, en ons ooms raak nogal moeilik. Ek is nou ook wel 'n oom. Nou kan ek maar sê ons ooms. Ons ooms raak nogal moeilik hoe ouer ons word, nee. Dan is daar nou een oom wat sê, nee, daar sal nie honde wees nie. En dan sal daar nie honde wees nie, want die oom wil nie honde daar hê nie. En dan moet almal inval. Broers en susters, die Here wil nie hê dit moet in kerk so wees nie. Ons moet in liefde vir die Here aanpasbaar, inskakel, akkommoderend wees. Maar nou broers en susters, die tweede ding waarop eenheid gebou word, en ons kan nie hierby verbykom, is op die waarheid. Daar kan nie eenheid wees sonder waarheid. Dit is onmoontlik. Want as daar nie waarheid is nie, beteken dit ons kan lekker vir mekaar lieg. Nee, ons kan lekker skelm word. As ons nou terug gaan na die honde toe, nee. Dan kan jy saam met die oom sê, ja, ons moenie honde hê nie, maar dan het jy jou klein hondjie daar in die huis, nee. Dis eintlik besig om te lieg. Sonder waarheid is daar nie liefde nie. Sonder liefde is daar nie eenheid. Ek wil vir julle lees wat sê Paulus in Efesiërs 4 vers 15 en 16. Hy sê: "Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liefde homself, die liggaam homself op in liefde." Waar begin dit? Ons sal in liefde by die waarheid bly. Nou, 'n baie belangrike vraag in ons tyd is, wat is die waarheid? Waar vind ons waarheid? Die postmoderne paradigma sê eintlik, waarheid is relatief, subjektief. Elkeen besluit maar half self, wat is vir my die waarheid? Daar is nie 'n vaste waarheid nie. Broer, suster, is dit die waarheid? Nee, dit is nie die waarheid nie. Die postmodernisme is nie reg nie. Daar is so iets soos 'n vaste waarheid. God is waarheid. En daarom, broer en suster, is die woord, sy woord is die waarheid. Dis nie altyd so maklik om by die waarheid in die woord uit te kom nie, maar broer en suster, onder leiding van die Gees, kan ons by die waarheid uitkom. Weet wat is waar, wat is reg. En geliefdes, daar kan nie eenheid wees waar daar nie waarheid is. Daar kan ook nie 'n eenheid tussen mense wees as daar nie sekere waarhede is nie. En daar is sekere dinge wat ononderhandelbaar is, wat maak dat ons nie in 'n eenheidsverhouding met iemand kan staan nie. Wat is ononderhandelbaar? Weet jy, die eerste ding is die gesag van die skrif. Om te sê, die Bybel is nie net sommer 'n interessante boek nie, met 'n klomp waarhede en 'n klomp goeie morele waardes nie. Die waarheid is, die Bybel is die woord van God. Dis ononderhandelbaar. En hieruit is daar 'n paar ander ononderhandelbare dinge. Die eerste ding, broer en suster, as ons kyk na Christus, is dit die maagdelike geboorte is ononderhandelbaar. As Jesus nie uit 'n maagd gebore is nie, beteken dit Jesus kan nie seun van God wees nie. Dan sy seun van Josef, Bar Josef. Die tweede ding wat ononderhandelbaar is, broer en suster,
is die opstanding, die fisiese opstanding van Jesus Christus. Ons kan nie eenheid met iemand hê wat nie glo dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het nie. Ons kan nie in 'n eenheidsverhouding wees met iemand wat glo dat daar baie maniere is om by God uit te kom. Dat Jesus nie die enigste weg en die waarheid in die lewe is nie. Dat die Jode en die moslems en die Hindoes en die Boeddhiste almal maar eintlik fyn is, dat hulle maar almal gered sal word. Ons kan net met iemand in 'n eenheidsliefdesverhouding staan wat glo dat Jesus is die enigste, die weg en die waarheid. Ons kan net met iemand in 'n eenheidsverhouding staan wat glo in die werking van die Gees. Dat die Gees met bekering in ons harte ingestort word. Dat die Gees met ons gees praat en roep Abba Vader, vir jou en vir my die versekering gee dat ons God se kinders is. Ja, broer en suster, die waarheid is juis iets wat ons moet saam bind. Daar's dinge op die oppervlak waaroor ons met mekaar kan verskil. Dinge soos die doop kan ons met mekaar verskil, met mekaar redeneer en tog nog een wees. Spiritualiteit kan ons oor praat, hoe ons moet aanbid, wat ons smaak is van 'n erediens. Maar die broer en suster, die kernwaarhede is juis daar. Hierdie dinge wat ons tot 'n eenheid wil saambind. En broer en suster, ek dink ons twee gemeentes is my so 'n mooi voorbeeld van mense wat 'n klomp redes kon kry om nie saam te werk nie. Ons gemeente kon maklik sê, o nee, ons wil nie saam met Wes nie, want hulle kerk is koud. Of hulle sing oudtydse liedjies. En julle kon gesê, nee ouetjies, ons gaan nie saam met die Eureka werk nie. Hulle sing Engelse liedjies. Ons is nog nie eens oor die Boereoorlog nie. Ons is nou eintlik nog kwaad vir die Engelse. Nou moet ons daar by Eureka van Engelse liedjies sing, nee. Daar's klomp redes hoekom ons nie een kan wees nie, maar ons is een, want ons het 'n keuse gemaak ter wille van Christus. Omdat ons en julle dieselfde voel, en ter wille van die waarheid, omdat ons weet, die evangelie wat ek verkondig, en die evangelie wat Dominee Rian verkondig, is dieselfde evangelie. Dis belangriker, as dit wat ons verdeel. Broer en suster, maar ek wil vandag hê ons moet stil word in onsself. En ons moet mooi dink oor wat is my rol in die proses van eenheid. Want ons net een kant, een van twee kante. Ek is of 'n bouer of 'n breker. En ons moet vir ons hierdie vraag afvra, broer en suster, ek moet dit vir myself vra. Hou ek daarvan dat dinge moet gebeur soos ek daarvan hou? Is dit vir my belangrik? Is ek krities op mense wat van my verskil? Soek ek soms na redes om negatief te wees? Ja, broer en suster, ek moet vir u sê, verdeling tussen gelowiges. Gelowiges wat lief is vir Jesus. Gelowiges wat dieselfde waarheid behou. Is vir my absoluut 'n teken dat die kerk van Jesus Christus bederf is.
'n bietjie bedorwe is. Want verdeeldheid tussen gelowiges wat dieselfde dinge bely, is niks anders as gemaksigtigheid. Gemaksigtigheid wat kom daaruit, dat geloof te maklik is vir ons. Weet jy, 'n kerk wat bloei, is 'n kerk wat groei. Want daar's eenheid. Ek wil jou beloof, as daar nou een of ander moslim regering, of watse regering ook in ons land aankom, en hy verbied die Christendom, en ek en jy besluit nou, nee, maar ons gaan nou aan met om Christen te wees, en jy beland nou daar in die tronk, en daar sit jy in die tronk, jy gaan nou doodgemaak word terwille van jou geloof, en dan smyt hulle ou hier van die AGS in, langs jou, dan gaan jy definitief nie op daai oomblik sê, hoor hierso, ek maak beswaar. Ek gaan nie saam met hierdie AGS ou in hierdie tronksel sit nie. Ek gaan ook nie saam met hom doodgemaak word nie. Want hy glo in die groot doop en ek glo in die klein doop. Hy sing sulke liedjies en ek sing sulke liedjies. Jy gaan hom in sy oë kyk en vir hom sê, my broer, my suster in Christus, dis 'n voorreg om saam met jou te ly, en as dit nodig is, saam met jou te sterf. Ja, broer en suster, kom ons maak eenheid tussen gelowiges 'n prioriteit. Laat Jesus se liefde ons vernuwe en verander, sodat ons na mekaar kyk, soos hy na ons kyk. Amen. Almagtige God, Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons u liefde mag ken. Liefde wat ons lewens oorrompel, vernuwe, verander. Ja, Here, mag ons altyd na mekaar kyk. As gelowiges na mekaar kyk en weet, daai is my broer en my suster, vir wie my Here ook gesterf het. Amen. Geliefdes, die kollekte, dit gaan vir Bybelverspreiding, dit sal by die deure opgeneem is, is ek reg? So. Goed, kom ons sluit dan af met, ek moet net weer kry, 176, baie dankie, 176 en ons gaan hom 2 keer sing, nee. Goed, kom ons sluit daarmee af. Aanbid U en U wonen, is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja, Halleluja, U is koning. Ons aanbid U en U wonen, is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja. Ontvang die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees en bly. Amen.